Julle goeiemôre, welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Ek hoop julle kan sien dat ek baie opgewonde is vanoggend dat dit nie Julian is wat langs my sit nie. Van die laaste paar weke was dit net ek en Jules en ons het gesels en alhoewel dit great is en ons is dankbaar dat ons dit kan doen, het ek weer 'n gas vanoggend, iemand anders en dis lekker. Ek is opgewonde om weer 'n nuwe storie te kan deel en om net weer 'n nuwe perspektief, vars perspektief. En 'n kind, eintlik 'n kind nog. Sy's baie jonk. Vir my is sy nog 'n kind. Sy's ek is 'n kind. Ongeveer 20 jaar jonger as ek en dit is crazy om net dit te noem uit my mond uit. Dis soos ek kan nie glo ek raak nou al so oud nie, maar ek hoop nie julle sien dit nie. Maar in elk geval, vanoggend wil ek net eers die verwelkoming doen. So welkom eers aan julle dat julle hier is en saam met ons inskakel en ons hoop julle geniet hierdie storie. En soos julle weet, hierdie kanaal bestaan 100% om God te verheerlik en om hopelik iemand anders te bemoedig om te besef dat hulle storie, geen nie om hoe erg dit is nie, God kan redding bring, God kan herstel bring, God kan jou uit daai diep donker gat bring waar jy in is en niks is onmoontlik vir hom nie. So dit is waaroor hierdie show gaan. En ek is Adrian en ek is julle gasheer en vanoggend het ek vir Jessica Duploy hierso en Jessica gaan haar storie deel en sy het wat ek weet van haar is dat sy het 'n hart vir die jeug. Sy het 'n hart om jong mense te inspireer om na Christus toe te kom en te besef dat there's a better way. Dit is eintlik so eenvoudig soos dit. So ek gaan nie te veel oor haar sê nie. Dis al wat ek weet. En ja, gelukkig is sy en Julian saam in die kerk en sy het my en Julian se gesprek gesien en hier sit sy nou. Ja. Jessica, welkom. Dankie. Dankie dat jy kom Dankie dat kuier ek hier het. kan wees, is 'n voorreg. Ja man, ek sien uit om met jou te gesels en te hoor wat jy te sê het en jou hart op jou hart het. So ek dink waar ons kan begin is net jouself voorstel aan die mense. Okay. Jy hoef nie te worry oor daar te kyk te veel nie. Wat ook al jy gemaklik is mee. Jy kan daar kyk, jy kan vir my kyk, wat ook al vir jou. Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. Maar dis mos 'n familie daar aan die ander kant. So Ja. dis okay, ek praat met die fam. Okay, cool. Ja, ek sê Jessica Duploy. Ek sê altyd voordat ek preek of seminaar aanbied, dan sê ek altyd vir die mense as ek nou my CV hier voor julle uitsit, dan gaan daar nie staan pastoor of fancy spreker of niks nie. Dis ek's net 'n tiener wat onmenslik lief is vir die Here. Ja. En graag verstaan soos ons voordat ons gebid het nou, het jy gesê just to enhance the kingdom. Verstaan net om die koninkryk te vervul. En dis ek. Dis ek in my core. Verstaan, ek was verlore, redder en nou chase ek net die koninkryk van God. So daar's nie veel wat ek kan sê nie. Ek is 'n eerstejaars student in Potchefstroom. So ek studeer sielkunde. En tot daar betrokke by kerk. My hele identiteit en my hele hart is die Here. So in my storie gaan julle kan hoor wie ek is en hoe die Here homself net kom huisves het in my. En hoe ek net gaan om die naam van Jesus te verkondig. Dis awesome. Ek love it. Okay, so. Jy born in Pretoria? Ja. Okay, Pretoria, Hoërskool Montana. Yes. En jy was in Shalom gewees. Ja. Nee? Okay, so jy het nou iets genoem waarby ek bietjie wil vashou, as jy het gesê jy was verlore en nou is jy nie meer nie. Ja. So vertel ons bietjie van daai storie. Okay. So ek dink nie daar word baie gepraat van regtig mense wat
hulle het groot geword in 'n Christelike huis. Okay, ek het groot geword in 'n Christelike huis. My ouma se pastoor. So daar was elke Sondag kerk en verstaan Bybel lees voordat ons gaan slaap. Daar was 'n Christelike huishouding gewees. Dat was die norm, ja. Ja, maar niemand praat oor die soeke wat jy as persoon alleen het na Christus toe nie. En ja, daar's altyd jy word geleer van die Bybel en jy word geleer van die verhale in die Bybel en van Jesus, en God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, maar die verhouding voel ek word eers gebou op 'n ouderdom waar jy half kan you can grasp that God's existence is there. En ek het in graad 8, graad 9 gekom en al het ek hierdie agtergrond gehad van Christendom, het ek gedink, weet jy, maar waar is God regtig? Okay? En glad nie toe geglo dat daar God is nie. Was 'n absolute ateïs eintlik geweest as ek nou daaraan Maar dink. het nie enigiemand geweet of was dit Niemand net het so 'n geweet nie. stilletjies Dit was 'n stil ding, want ek het geweet daar's 'n sekere beeld wat behou moet word. Ons is hierdie Christelike familie en ons het my ouma's in die kerk, my ouma's in die senior bestuur. Hoe gaan ek as haar kleinkind, haar eerste kleinkind nou 'n ateïs is? Dis bietjie bad. Hoorie, kan ons vinnig hier vashaak, Ja. nee, want dit is so amazing dat jy dit sê. Ek het my een pel, ons het gister besluit om toe ons opstaan en is so vrek koud, toe ons is nee, ons gaan kerk stream vandag. En ek kyk toe my pel, ek het actually die kerk saam met hom begin 'n klompie jare terug, maar ons het onlangs uit die kerk uitgetree en toe kyk ons nou hulle stream en hy preek toe nou presies oor dit. Hy sê the God of your father. En dis daai hele ding van in die Ou Testament het God homself altyd half voorgestel as ek is die God van jou vader, Abraham, Isak, verstaan en dis so dis nice, jy weet, dis goed, maar ek dink wat hy toe half sy angle was soos, okay, maar wie aanbid ons? Aanbid ons God vir wie hy is of aanbid ons God omdat ons pa hom aanbid het? Is hy net die God van ons Vader of is hy ons God? En dis so cool dat jy dit nou sê, want dit is so 'n realiteit, want jy aanbid eintlik 'n ek het lank terug jy aanbid 'n idee, 'n gedagte, jy aanbid iemand se opinie oor God. En ek het lank terug 'n boek gelees. Ek kan nie die outeur se naam onthou nie, maar die boek se naam was Dashboard Jesus. En is soos half hierdie Jesus is hierdie bobblehead figure in jou kar op die dash en jy weet dis jou idee van hom. Dit gaan eintlik oor wat is jou idee van Jesus. En dis presies wat jy nou sê. So dis net 'n cool. Dit is. Eintlik ek dink dis half 'n deurvloei van wat nou deur in die liggaam van Christus is ken jy my actually? Ja. En dit is waarby ek wil aanlas nou is as jy my in die kerk gesien het in daai tyd van my lewe, so jy my gesien het met my hande in die lug, besig om die Here te aanbid en te weet ek glo nie in hom nie. So jy sou niemand sou geweet niemand sou geweet dit nie. Want uit tradisie uit het ek gesien hoe mense aanbid in die kerk. Ek het gesien hoe hulle aanbid, maar daar was nie 'n bietjie egtheid binne my waar ek gesê het, luister, okay Here, ek fokus op U nou, ek fokus op U gesig nou en ek aanbid U nie. Daar was glad nie daai intieme verhouding met God nie. Maar nou gaan later terugkom na daai punt toe, want dit is so powerful as jy daaraan dink. Maar so glad nie glo in God nie, was absoluut verlore geweest. Graad 8 tot 9 ek was so in verslawings in. Dis 'n nuwe hoërskoolloopbaan, nuwe vriende, nuwe mense, nuwe experiences. En ek het absoluut net so verdwaal geraak in die wêreld en afgewyk van wie ek regtig is. En in graad 9 toe onthou ek dit was my laagste punt in my lewe waar ek absoluut was so ongelowig dat van my vriende en vriendinne wat Christene was, sou ek uitgedaag het. Omdat ek kennis het oor die Bybel en sou ek gesê, maar vertel my, hoe bestaan jou God? So ek sal argumente met hulle hê. En daar's ongelukkig baie mense wat gedraai het, wat ek gesê het, luister, dit is nie, daar bestaan nie so iets nie. So dis die laagste punt. En in graad 10, toe kom een van my vriendinne, ek wil haar krediet gee vir hierdie Nika Martens, want sy's absoluut die rede hoekom ek by die Here uitgekom het.
sy sê toe vir my nee, hoorie, jou lewe is nie reg nie. Sy het letterlik sy kom na my sê jou lewe is nie reg nie. Jy moet by 'n sel uitkom. En ek sê toe van nee man, en ek jok vir 3 weke aan een. Ja. Eers is ek siek en toe skryf ek 'n toets en toe sê my ma nee en alles in die 4de week toe sy nou vra. So ek sê okay, ek sal nou maar net gaan. En Maar so sy hou aan vra. sy het aanhou. Ja, dis En awesome. dis powerful. Sy het aanhou vra. En sy sê toe net die eendag vir my luister, ek gee nou om, jy jok vir my, ek gee nou om wat jy sê nie, ek kom tel jou by jou huis op. En daar staan sy voor my hek, Sure. op Woensdag. En ek onthou nog die datum, die 1 Maart 2023. Toe vat sy my na 'n sel toe, en ons is besig en ons speel 'n game vir die tyd, en ek's gemaklik, ek weet hoe dit werk. Tydens die woord, niks ingeneem nie, ek kan super eerlik wees met dit, Ja. ek het absoluut glad nie geluister wat hierdie girl gesê het nie. Ja. En ons kom in worship, soos ek gesê het, weet hoe mense worship. Ek weet hulle bid in tale, ek weet hulle steek hulle hande in die lug. I know these things. En tydens worship sê ek toe, okay, as daar 'n God is, kom bewys jouself aan my. Want ek is iemand wat glad nie in die grys area lewe nie, ek swart en wit. Okay, ek kan nie verkeerd wees nie. Dit klink hardkoppig, maar ek wil nie verkeerd wees nie. Ek wil graag 100% reg wees. En ons kom toe so by die Heilige Gees werk en ons almal staan so in 'n sirkeltjie en sy sê toe vir my, jy's lekker hardkoppig, nê? Die selleier, né? Die selleier. Maar ja. Voor 20 mense. Ja. Jy's lekker hardkoppig, nê? En ek sê vir wat bedoel jy? En sy sê nee, jy het vanaand vir die Here gevra dat as hy bestaan met homself aan jou bewys. En dan gaan ek vir jou alles wat jy al ooit in jou lewe verkeerd gedoen het sê vir al hierdie mense. En sy begin daar Sure. afpak, nê? En elke ding wat sy sê is spot on. Sure. Spot on. En ek onthou ek staan daar en ek sê vir wat gaan hier aan? En al wat ek wil doen is net by die huis kom. En kom by die huis daar aand en ek praat vir die eerste keer toe weer met die Here. En toe was so 'n absolute teenwoordigheid. Dit was amper 'n tasbare teenwoordigheid in my kamer. Waar ek vir die eerste keer my Bybel oopgemaak het en ek het net Matteus begin lees. En dit was ek dink 11:30 die aand, net Matteus begin lees. En ek het my hart vir die Here gegee. En ek was soos ek weet nou U bestaan. Sure. En dit was een klein act of obedience wat daai girl gesê het. Waar sy die vrymoedigheid geneem het om vir my 'n woord te gee sonder dat sy weet of dit regtig akkuraat gaan wees of nie. En sy was so akkuraat dat sy het my tot training gebring. Dis Ja. insane. Ja, Hoorie, weet jy wat cool, nee, en ek glo wat jy sê, daai act of obedience, want ek dink is so belangrik vir mense om dit te besef. Dit is so belangrik vir en ek ook. Ek praat nie van hulle nie, ek praat van ons almal om te besef wanneer God vir jou sê om iets te doen, dis dalk life or death. En ons besef dit nie. Partykeer is ons soos nee, Here. Nee, ek kan nie. En dis trots. Jy weet jy soos nie, jy wil nie, want jy kan nie jouself, wat as jy verkeerd is? Wat as dit nie van God af is nie? Wat as al daai doubts en goeters wat in jou inkom? En ek kan dink daai meisie het intien ook ongelooflike twyfel gehad, want die vyand gaan in daai oomblik alles probeer om haar te keer om vir jou te sê, want hy weet it could lead you to God. Ja. En dis so moeilik. Maar daai if you take that step, as jy daai stap vat en jy soos jy doen dit, jy sê dit, jy doen want ek dink dit was moeilik vir haar. Verstaan? Kan jy dink jy moet nou iemand wat nou vir die eerste keer na die sel toe kom en hier moet sy jou nou uitkol en sorry, net 'n ander punt wat vir my so cool was is dat as jy kyk na Job ook, die oomblik wat Job God begin question, want vir die hele boek is hy bly steadfast, hy bly solid, sy vriende probeer hom oor soos jy weet soos half afbring deur om hom nie af te bring nie, dit is so 'n weird dynamic, maar in elk geval. En die oomblik wat hy God question, kom God en God nie verneder hom nie, maar humble hom. En hy sê vir hom, wie dink jy het die uitspansel gemaak? Wie dink jy het die see bymekaar gebring? Wie dink jy het die verstaan, dit is soos dis eintlik vernederend. Jy weet, en dis wat God uit jou nie, ek sal nie sê hy het jou geverneder nie, maar hy het jou gehumble. Hy het my gehumble, net jy besef soos, hey, wie dink jy? Is jy sien al daai goed wat jy doen. Jy dink jy dink jy steek dit weg vir almal. Ek sien alles wat jy doen. En dis vir my nogal cool geweest. Ja. Net twee goedjies wat ek wou mention. Dis so waar jy sê en daai obedience is nou die res van my storie. Dis nou presies die res van my storie.
ek het daai aand in my kamer toe sê ek vir die Here, I want to be a living sacrifice for you. My lewe moet 'n opoffering wees. Alles van my lewe moet 'n opoffering wees. Ek wil alles vir U gee. En dis wat ek gedoen het van daai oomblik af. En toe was ek 2 weke in die sel. Onthou nou, van ateïs na radikale gelowige. 2 weke in die sel word ek 'n hulpie. Nou is dit soos 'n PJJ, hulle noem dit 'n PJJ, Peter, James and John. So jy word nou opgelei om die volgende leier te wees. En vir 4 maande diep teologiese studie gedoen. Ja. Maar deur mense diep teologiese studie gedoen het en ek was so 'n week van selfvat by daai gemeente. Toe sê die Here vir my skuif. Skuif Shalom toe. Sure. En daar was die eerste keer wat die Here my eintlik getoets het. Sure. Om te kyk, jaag ek kom of jaag ek 'n titel. Ja. Is jy obedient ook, ja. Presies. Crazy. En baie mense wat ek van weet, het daai titel gejaag. En gesê, maar Here, ek's 1 week van 'n selleier af. Ek werk nou al die hele helfte van hierdie jaar om 'n selleier te wees. Maar ek skuif Shalom toe. En ek los dit daar en ek onthou ek het nie baie mooi daar gelos nie, want hulle was soos hoorie, come on, ons sit al ons tyd in jou in en nou moet jy gaan. Ja. Maar daar was voorbereiding vir 'n groter seisoen wat die Here gehad het. En om dit in perspektief te sit, as ek daar self sou vat, sou ek dalk so 7 mense gehad het. Okay, maar dit add nou by my volgende studie. En ek skuif te Shalom toe en dis na die kerk waar my ouma pastoor is. Okay, nou van 'n klein kind. Okay, so is dit hoekom want ek wou vra hoekom Shalom? Is dit waar jou ouma? Ja, dit was waar my ouma was, maar dit is nie die rede hoekom ek geskuif het glad nie. Inteendeel, ek was altyd soos ek wil nie my ouma teleurstel met my ongeloof nie. So ek het altyd probeer net nie Shalom toe gaan nie. Verstaan? Want ek wil nie haar teleurstel met my ongeloof. Jy het eintlik gedink sy gaan deur jou sien, hè? Ja, 100%. En sy sou. Ek dink sy het. Ons het ook al baie hierdie chat gehad. Ek dink sy het. Ja. Maar gaan toe Shalom toe net plainweg omdat die Here vir my gesê het ek moet gaan. En ek stood daar vir 4 maande waar dit net ek, die Here in my Bybel is. Okay? Elke Sondag net worship my Bybel en daai is ook belangrik. Dit kan nie net oor bediening gaan nie. Dit kan nie net gaan oor wat sy missie en visie wat jy vir die Here het nie. Dit gaan oor intieme verhouding ook. En daar het ek dit gebou. En die oggend wat ek gedoop word, was die eerste oggend wat ek na die jeug toe gegaan het. Sure. En ek onthou ek gaan toe nog na die jeug toe. En nou ek was in 'n baie radikale stadium in my lewe. So ek wil net bid vir almal en ek wil net woord gee vir almal en ek wil net hê die Heilige Gees moet op hulle val. Ek wil net dis al wat ek wil hê. Ek het 'n revival binne my gehad. Ja. En my omgewing waarin ek was moes nie dieselfde gebly het nie. Ja. Dit moes ook 'n revival herleef het. En gaan toe so en hulle sê dis 'n take action oggend. En ons gaan nou vir mekaar bid en ons gaan vir mekaar woord gee en ek sê yes. Dis myne. En ek so excited, ek kan nie wag nie. En ons sit en hulle sê okay, jy kan nou maar gaan. En ek staan op. En ek's reg. En haar jeug is dood. Niemand bid vir enigiemand nie. Niemand gee woord vir enigiemand nie. En ek onthou ek het nog daar agter gestaan en ek het so gekyk en ek praat met die Here en ek sê wat gaan hier aan? Hier's niks, dis dood. En daar was so 12, 18, tussen 12 en 18 tieners daar. En ek onthou een van die zoneleier daai tyd Marzaan. Ek sê toe net vir haar, luister, ek's jammer. Julle ken my nie, maar ek gaan nou begin bid, want is dood. En ek onthou ek het dit nog net so gesê. En ek begin net jong mense gryp en bid vir hulle en gee woord en hulle huil en die Here raak hulle lewe aan. En dan gryp net nog een en gryp net nog een. Nadat het ek vir almal gebid. En ek onthou nog ek besig om vir 'n meisie te bid. En my tannie klop aan die venster en sy sê jy moet gedoop word, jy moet kom. En ek bid klaar en hardloop en gaan om gedoop te word. En dis toe ek weet daar's 'n probleem in die jeug. En ek wil I want to move of God there. En dis toe ek heavy betrokke begin raak. En dit was ook seker so 4 weke gewees en toe begin ek preek. Op Sondag sonder preekopleiding. Hoe oud was jy? Ek was 15. 15. Jo. Ja. Nog steeds 15. graad 9. Of graad 10 toe. Graad 10. Okay. So graad 10 was 15. En toe op 15 op Sondag begin preek. Sure. By die jeug. Mense absoluut bedien en dit was my die vetste pret, verstaan? Om net mense te bedien en te sien hoe die Here hulle lewe aanraak en dit was amazing vir my. En toe
vat ek toe Marjan nou terugstaan. Toe vat ek en Julian die jeug oor. Yes. En ek onthou, ons het ook partykeer beklei en dan partykeer is ons so lief vir mekaar en partykeer sit ons so vas. Maar dit wys jou op net verstaan die groeiproses in bediening. Jy gaan nie altyd met almal verstaan kan regkom nie. Maar ons het die jeug toe nou gehardloop en totdat ander pastore nou ingekom het en dit toe nou oorgevat het. Maar ek wil ook net gaan praat oor die een ding. Ek wil praat oor titels. En vir mense veral vir jong mense wat die bediening betree, selfs ouer mense wat die bediening betree, die laaste ding wat jy moet doen is vaskyk in 'n titel. Ja. En dis iets wat die Here regdeur my hele bedieningsloopbaan eintlik nou al vir my geleer het. Dat dit gaan nie oor 'n titel nie. En ek het daar by Shalom aangekom en die hele jeug was half vir ons gegee. So ons het half die titel in die posisie van 'n leier gevat sonder dat dit half ons gegee was. Ja. Het ons dit gedoen. En toe Pastor Loandro Legrandsie wat nou nog steeds die pastoor daar is, toe hy kom om oor te vat, het ek gekies om te submit. En baie mense sukkel met dit en ek sien dit onder die jong mense, hulle sukkel om te submit. En jy moet verstaan dat daar's baie wat jy nie weet nie. En ek op 16-jarige ouderdom het gedink ek weet alles. Ja. Okay? Ja. Maar jy doen nie. En dis daai submission wat my en daai obedience weer eens wat my ver gekry het. Ja. En toe hulle nou oorvat, toe moes ek leer om te submit en dit was moeilik. Dit was vir my regtig moeilik, maar ek moes leer om te submit en te sê ek luister, vat julle die jeug, hardloop julle met die jeug. Ek sal my klein deeltjie doen in die jeug. Party mense soek die hele jeug. Party mense soek alles. En hulle wil nie 'n rolspeler wees nie. Ja. En dis ten minste iets wat ek geleer het, ek het geleer om 'n rolspeler te wees. En toe gaan ons aan en ek kry toe daar na die gemeente selopleiding. En dis tot nou my sel begin. Hoe lank is dit toe nou na jy weg is by? Sekere jaar. Ja. 'n jaar. Weet jy wat vir my cool, nee? Ek dink net soos terwyl jy nou praat en ek meen jou tydlyn is nou baie vinniger as die tydlyn wat ek nou gaan noem. Nou, maar as jy kyk na Dawid en selfs Josef en al hierdie ouens van die Bybel man, jy weet hulle Dawid is gesalf as koning toe hy ek weet nie 12 jaar oud was. Is hy gesalf as koning. Ja. En hy het Goliat verslaan, hy seker 'n jaar daarna of wat ook al. Hy het dalk nie eers so lank nie. Die meeste mense beweer hy was omtrent 12 toe hy vir Goliat doodgemaak het. Maar daarna is dit nog 'n hele klomp jaar wat hy moet weghardloop van Saul af en hy moet dit doen en hy's net die musician in die koor en verstaan jy, dis soos baie keer dan kry ons hierdie belofte as ek dit kan noem, hierdie profesie, kom ons sê profesie of belofte oor ons lewens. En dan sê jy soos okay, great. Wanneer kom dit nou? Ja. En dan is God soos En dis wat ek wil hê vir jou, maar om daar te kom, moet jy 'n hele pad stap. Ja. En dit is so amazing want ek dink soos aan Josef byvoorbeeld. Ek het so jaar terug deur 'n hengse tyd gegaan en ek het eendag toe lees ek Genesis weer en ek lees Josef se storie. En ek is soos Here, terwyl ek Josef se storie lees en net waar hy in die tronk gegooi word daar in Egipte, prompt iets my net om te soos gaan kyk hoe lank was hy in die tronk. En ek gaan research het en ek kom agter, jy sien die ou was soos 13 jaar in die tronk. Ja. En dit is soos, wat? So. Hy was 13 jaar in die tronk. Hoeveel keer dink jy, want ek het baie in daai moeilike tyd, het ek baie vir God gequestion. Nie soos 'n question van 'n disappointing question nie, maar soos hoe lank Here, hoe lank moet ek nog? Wat moet ek leer? Ek sien patient, ek wil net soos laat ek dit leer, laat ek uit dit uit kan kom. En toe ek daai storie lees en ek sien Josef was 13 jaar in die tronk en die Heilige Gees prompt my so in my hart. Hy sê vir my, hoeveel keer dink jy het hy my nie gevra? Hoe lank nog nie? Hoe lank nog nie? En hy het getrou gebly, hy het patient gebly, hy het gewag vir sy dag. Hy het geweet ek het 'n plan met hom. En hierdie is nie sy final destination nie. Ja. Die tronk is net 'n journey, is deel van die journey. En so dis net vir my cool hoe God werk. Ja. Verstaan, sy resep is nie, dit lyk nie presies dieselfde nie, maar die uitkoms is gewoonlik dieselfde.
en die eindproduk is dieselfde. Jy weet, Ja. hy bak 'n brood op 300 verskillende maniere. En dis vir my so mooi van hom. Hy doen elke persoon se journey is anders. Elke persoon se resep lyk anders, maar die eindproduk is net ek het 'n doel vir jou, ek wil jou in diens hê. Want die realiteit is, ons almal moet soos jy wees. Ons almal moet 'n begeerte hê om te evangeliseer. Almal, elke liewe Christen. Dit is Ja. Jesus se opdrag aan ons gewees. Dit Ja. was nie van ek moet net in die kerk gaan sit elke Sondag nie. Kan jy imagine, hoeveel mense het Shalom? Julle sal nou min of meer weet. Omtrent so, daar's omtrent so 1200. 500. in die Okay, maar kerk, lidmate Maar lidmate is so groter, ja. 1200. Ja. So kom ons sê kom ons sê op 'n any given Sunday average is of tussen 400 en 500 mense wat deur die stoele, deur die pews gaan soos hulle sê. Kan jy imagine? Nee, en dis nou niks gemik op julle kerk nie, maar kan jy imagine as al 500 daai mense daai burning desire het Ja. om uit te gaan en te evangelize, mense te gaan vertel van Jesus on fire, geen nie om hoe humiliated hulle is nie. Ja. Net gaan en die gospel versprei. En ek praat nou van enige kerk. Ja. Daar's kerke wat duisende mense op 'n Sondag in daai banke sit. Duisende. Can you imagine as elke liewe die hele kerk net in Suid-Afrika. Kom ons sê dis 2 miljoen mense uit die 60 miljoen wat op 'n Sondag kerk toe gaan. Ek dink nie dit is soveel nie, maar kom ons sê dis 2 miljoen. Né? Can you imagine as 2 miljoen mense elke Sondag. Nee, en ek praat nie van Sondag nie, ek praat van elke dag met die fire en die wil en die dryf van 'n Petrus rondloop of 'n Ja. Paulus of wat weet wat hulle doel is op hierdie aarde is Ja. nie my welstand nie. Ek meen as jy kyk nou, soos net hoe die disippels doodgemaak is, verstaan? Dis walglik, maar hulle was reg. Hulle het nie omgegee oor dit nie. Because they had a purpose. The purpose was to preach the gospel of Jesus Christ, to give the good news to people, heal the sick, raise the dead, drive out demons. Verstaan jy? Can you imagine? Can you imagine? As 2 miljoen mense, net 2 miljoen, in die hele wêreld. Ons sal die hele wêreld verander. Ja. Sorry, ek wil net. Nee, Anyway. wat jy nou gesê het, laas perfek aan my volgende deel van my storie. Dis amazing. Okay, go for it. Amazing. Jou weer. Ja, so toe kry ek nou my selopleiding by die gemeente en ek besluit toe net okay, nou is dit tyd vir sel. Ja. Ek sê gereed vir sel. Ons gaan nou sel hou. En begin my sel en in my eerste kwartaal was daar 54 tieners in my sel. Sure. En ek sal so sit op 'n Dinsdag en dan sal hulle so twee rye sit. Net jong mense. En dit was nie die perfekte sel in verhouding nie, want 'n sel moet eintlik moet jy sit tussen 10 en 12 mense hê. Want jy moet iemand jy dra hulle persoonlik en jy dra hulle geestelik. Maar daar was iets anders wat die Here gedoen het in my sel. Daar was partykeer net mense, 10 verskillende mense wat ek nog nooit in my lewe gesien het nie, wat net opdaag en die woord hoor en dan bly hulle vir so 2 weke en dan sien ek nie, hoor hier het hulle in hulle gemeente selle begin. En hier gaan dit so en daar was asof daar net herlewing daar uitgebreek het. En dit was die beste tyd van my lewe gewees. Om net te sien hoe jong mense bymekaar kom en so grapperig kan wees en elkeen dan sê jammer ek vra 'n stupid vraag. En dan sê 3 van die ander mense ja, maar ek het ook eintlik die vraag gehad. En dit sien hoe ons so saamkom en saam bou in die koninkryk van God. Ja. En daai sel het ek gehad vir 'n jaar. So vir 'n jaar was daar so 'n konstante 54. En hier aan die einde toe begin die Here reg met my praat oor leiers. Nuwe selleiers. En ek het my sel gehad vir 'n kwartaal en toe multiply ek. So toe lei ek 'n selleier op om dan nou nog 'n sel te vat. Yes. So my sel het toe in syne in ook gegaan en aangehou vir 'n jaar en die Here het my begin praat oor leiers. En is so vinnig hoe 'n seisoen kan verander want in my laaste kwartaal van sel was daar nie meer 54 nie, daar was 6. 6 mense wat konstant opgedaag het, wat ek geïdentifiseer het as leiers. En die Here het my hele seldinamika verander in 'n opleidingssel. En aan die einde van die jaar se sel, toe vat daai 6 mense selle. Toe in 1 kwartaal multiply my sel in 6 verskillende selle.
En hulle was net radikaal en elkeen het sy eie visie gehad, het sy eie missie. Geen sel was dieselfde nie. Daar was 'n gemengde sel, dan was daar 'n gebedsel, dan was daar 'n gebed en intersessie. Dan was daar 'n Bybelstudiesel. Daar was net klomp verskillende visies van jong mense. En dis iets wat ek geleer het is ons moenie ons jong mense van vandag onderskat nie. Glad nie. Hulle verstaan die krag van God. Hulle verstaan. As hulle eerste ontmoeting gehad het, is daar niks wat hulle keer nie. En dit was maar die mooiste ding, om net te sien hoe elkeen het sy roeping en elkeen het sy doel en sy missie in die bediening. En toe het ek regtig 'n passie begin kry vir teaching en ek het toe 'n opleiding geskryf. PJJ, ek het dit nou genoem, PJJ training. Ek het 'n opleiding begin skryf en my vers vir dit was daai vers in Matteus wat sê, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I've commanded you." En ek het so gefokus op daai teaching them, want almal praat net oor die baptism, maar vergeet die teaching. En die missie van Shalom was, gaan maak disippels, maak 'n verskil. Nou ek het toe dit bietjie verander en gesê, maak effektiewe disippels, maak 'n effektiewe verskil. Want as jy iemand vat en jy lei hulle op, jy teach hulle hele raamwerk, framework gaan verander, as hulle die regte opleiding kry. Daai opleiding toe begin skryf en met dit het pastoor Lourens Legrandsie vir my 'n groot geleentheid gegee om toe 'n seminar aan te bied vir so 360 pastore. My storie is lank, so ek probeer hom nou lekker hier mooi inposisioneer. Vir so 360 pastore saam met Loandro Legrandsie en ons het dit aangebied en ek het toe my opleiding daar vrygestel. En hierdie opleiding word nou in 13 kerke geteach. Ja, dis heavy cool. Word nou in 13 kerke geteach. En die enigste ding wat ek hier regtig wil klem opsit, is dit gaan nie oor jou ouderdom nie. Ek het daai opleiding geskryf toe ek 16 was en ek het hom vrygestel toe ek 17 was. Dit gaan nie oor jou ouderdom nie. Glad nie. Ek wil dit net bevestig wat jy sê. Ek wil net beamoen wat jy sê eintlik en dit versterk vir die mense wat kyk, want ek weet daar gaan nou weer een of ander ou toppie wees wat dit gaan kyk en dink soos, ag, wat weet hierdie meisie nou, sy's net 'n 19-jarige nat agter die ore kind. En soos ek wil julle net gaan, eintlik ek gaan dit nie eers beamoen nie. Al wat ek sal sê is ek wil julle bemoedig, gaan doen julle navorsing, gaan kyk hoe oud was die heroes of the Bible toe God met hulle begin werk het. Gaan doen jouself net 'n guns. Gaan kyk hoe oud was Dawid, gaan kyk hoe oud was Maria, gaan kyk hoe oud was Moses, gaan kyk hoe oud was Samson, gaan doen jou navorsing, gaan kyk net hoe oud was hierdie ouens toe God met hulle begin werk het. En jy gaan verstom wees, want ek is ook vir dit. En dis iets wat God in my moes verander. Want ek was soos, ag nee, ek kan nie 'n 15-jarige kind ernstig vat nie. Hy weet nog nie, wat weet hy nou al van die Bybel? Maar ek weet, as ek my compare nou, my 39-jarige self met my 15-jarige self, 15 was ook toe ek gedoop was, en iewers tussen in het lewe gebeur vir my. So my storie is net soos ek was heavy on fire vir God, en ek het gedoop, en ek was dit, en toe gaan ek in die wêreld in. En toe moes ek eers weer terugkom. Maar as ek myself moet compare, dan dink ek, jy's hierdie ou, wat 15 was, kon baie meer gedoen het vir die Here, as wat hierdie ou doen, wat 39 is. Verstaan jy? Maar ja, anyway, gaan aan. So, toe met daai seminaar, en ek het so gestres daaroor, presies wat jy nou sê. Want eerstens ek's 'n vrou, baie mense dink vrouens mag nie preek nie. En tweedens, ek 17 jaar oud. So ek onthou nog toe Pastor Lourens my vra om hierdie seminaar aan te bied. Toe sê ek soos, hoorie, dis net ou pastore. Daar's nie jong pastore daar nie, ek weet dit. Daar gaan nie jong pastore daar wees nie. En ek onthou ek het toe gegaan en ek het net gesê, Here, U het my geroep vir 'n tyd soos hierdie nou. U het my geroep, so ek gaan dit net doen. En die terugvoer wat ek daarvan ontvang het, was iets wat ek nog steeds as ek daaraan dink verstom staan. Want met daai, toe ek 'n seminaar aanbied, toe vat regtig, met alle respek bedoel, ou pastore, my opleiding om vernuwing in hulle kerk te begin. En dit was gevat. En Pastoor Gerard Botha, hy het vir my 'n massive
platform gegee in sy gemeente. Ja. Hulle het my genooi om hulle jeugkamp te jeugleier te wees vir die kamp. Hulle gasspreker te wees. En daar was dit so deure oopgemaak. Ou pastore wat net deure oopmaak vir vernuwing en vir jong mense. En dis iets wat ek nou nog nie gesien het nie. En veral nadat jy so praat oor hierdie jong mense wat begin 'n platform kry. Dis nodig. Pastoor Pieter Baarbaais van Bergse gemeente, hy het my ook genooi om te kom preek op 'n Sondagoggend. En ek onthou ek was so bang want ek weet dis 'n meer senior gemeente. En ek onthou ek het nog gegaan en ek het net gepreek. En ek onthou ek het nog 'n lekker to the point preek gedoen daai oggend. En ek kon sien party van die ooms wat hulle oogies so trek en op die einde van die dag het almal uitgekom vir gebed. En dis daai ding, verstaan? Mense is so vas in tradisie om te sê luister, maar die kinders moet stil bly. En die kinders moet net daar gaan sit laat die groot mense praat. Dis die grootste fout wat jy maak. Want 'n jong persoon kan so radikaal en so aan die brand wees, waar hulle gee nie om oor wat enigiemand sê nie. Hulle gee nie om wat enigiemand van hulle dink nie. En dis waar ek was en dis waar ek nog steeds is. Daai platform wat vir jong mense gegee moet word. Want ons is die toekoms, verstaan? En die Here het jong mense gebruik, maar hy gebruik hulle nog steeds. Ja, exactly. Hy gebruik hulle nog steeds. So ek is regtig so passievol oor die jeug en dit is my storie in baie kort opgesom. Dit klink alles maanskyn en rose, maar daar was trials en tribulations tussenin en daar was kritiek en daar was verstaan mense wat my al wou aftrek en sê luister jy's te. Hou op, jy's te. Die Here gebruik dit om 'n nasie te verander. Ek dink ook so. Ja. Ek dink ook so. Ek dink soos daar's evidence vir alles in die Bybel. En die ding is, as ek sê altyd, as dit nie in lyn is met skrif nie, dan kan jy dit bevraagteken. Maar hierdie wat ons praat hier, is alles in lyn met die woord. En ons vergeet dit, want die ding is dis waar konteks vir my belangrik raak, is om te gaan verstaan die omstandighede, om te verstaan dat Josef 13 jaar gewag het voor sy promise gekom het. Jy weet, sulke goedes, dit verander die hele storie vir my. Om te verstaan dat Josef al in Potifar se huis in beheer was, toe hy sê nog maar 15-16 jaar oud was. Ons dink nie daaraan nie. Ons lees net die storie, en ons, kyk, vir ons is dit 'n hoofstuk, of 3 hoofstukke, of dalk net 'n reeltjie in die Bybel. En is soos, okay, dit het vinnig gegaan, maar in realiteit is as jy in die history is dit dit was jare geweest. Daar was tyd. So die ding is daai fire wat jy het as 'n jong mens is verseker beneficial vir die kingdom. Want daai fire ongelukkig, ek sal nie sê hy died down nie, maar hy mature. Ja. En daai fire se fokus raak iets anders. So my fokus is nou nie dalk nie meer om so radikaal te wees nie. Ja. Maar daar's 'n plek vir die radicalness. Ja. Daar's 'n plek vir dit, maar daar's ook 'n plek vir die mature fire. Daar's ook 'n plek vir die mature fire om in te kom en te sê, okay, kom ons kyk wat ons kan doen om hierdie ding uit te vat of wat ook al. So die belangrike ding vir my is in die kingdom is dat die mense hulle rolle besef en hulle rolle opneem. Ja. Soos daar's 'n plek vir jou in ministry. Daar's 'n plek vir my in ministry. Maar ken jy jou plek en ken ek my plek? Ja. En ek moenie laat my plek jou plek beïnvloed negatief nie. Positief, dat ons saamkom en kom ons gebruik jou fire en jou excitement om die kingdom uit te brei. Verstaan wat ek sê? En net op dit is om plek te maak vir ander mense se bedieningsoor. Ja, exactly. Verstaan daar's baie gemeentes wat dis net die hoofpastoor doen net alles. Verstaan hy en sy vrou ran die hele gemeente en elke distrik in die gemeente. En dis nie hoe dit moet wees nie. En dis tyd dat daar's baie min kerke wat hulle jong mense gebruik. Op hulle radical stage. Soos jy sê, daar's plek vir 'n radical fire.
En dis tyd dat gemeentes moet begin oopmaak vir jong mense om op te staan en hulle platform in te neem in die kerk ook. Ja. Want soos ek nou gesê het, ons is die toekoms. So as daar nie vernuwing plaasvind nie en as daar nie jong mense is wat opstaan nie, wie gaan die kerk dan Ja. oorvat, verstaan? Dit is Waar so. waar gaan die pastore dan vandaan kom? Dis die ding is soos ek stem saam met jou en ek dink is so 'n moeilike ding om in mense se koppe in te kry. Veral as jy in so set in your ways is, want ons kerke wat soos ons is, dis hoe ons is, dis wat ons doen en jy weet ja, dis net God gaan hulle minds kan change, verstaan jy? En hopelik doen hy, hopelik werk hy daar, ek glo hy doen. Maar hopelik bring hy daai verskywing want die ding is as jy gaan kyk na die disippels. Hulle het ook toe die Heilige Gees in Handelinge op hulle neerdal. Ja. Toe was dit ook soos dit was radical. Dit was soos mense het gedink hulle is mal, mense het gedink hulle is dronk en verstaan mense het soos wat gaan hier aan, jy weet en hulle het soos kind of shotgun, verstaan, hulle het net gegaan. Ja. En hoe verder jy in die journeys ingaan en hoe meer het hulle mature en hulle het daai fire behou. Dis die ding wat vir my belangrik is in die konteks van hierdie is daai jong mens, daai fire wat jy het. En dit is nie net waar vir jong mense nie, dis waar vir enige iemand wat net tot bekering kom. Verstaan, daai fire ek noem dit die honeymoon phase van Christianity. Dis soos jy gesê het, jy weet jy wil net links en regs vir almal bid en vir almal vertel en dis awesome. En as daai wil verdwyn nie, dit mature net in ietsie van okay, hoe kan ek dit dalk in 'n manier gebruik wat ek nie noodwendig mense afskrik of so nie. Want dis die dinge, soos aan die begin is jy glad nie bang nie. Jy gee nie om wat mense van jou dink nie en jy gee ook nie om ongelukkig gee jy nie altyd om of dit hulle gaan afskrik of nie. Naderhand en dan soos jy dit doen, dan begin jy sien, okay, ek het nou daai persoon Dit was 'n bietjie te much. ek het daai persoon nou afgeskrik dalk of ietsie. En dan leer jy soos okay, volgende keer gaan ek net eers bietjie die water toets en dan kom my radicalness uit. Verstaan jy? Want dis die ding is soos ek is nou op 'n punt in my 5 waar soos God maak net vir my deure oop. Awesome. En dis nie omdat ek soek dit maar mense kom praat net met my. Verstaan? Dit is nie soos asof ek het nie nodig om my fire uit te leef in die sin van ek moet mense gaan soek om mee te soek nie. Ek gaan in 'n conversation in en ek het daai wil want ek sê baie vir mense en ek dink nie dis altyd 'n goeie ding nie, maar as 'n conversation nie binne 10 minute na God toe draai nie, dan se ek bored. Ja. As ek is soos Ek soek so. verstaan jy? En ek dink nie altyd is 'n great nie, want partykeer moet jy ook net luister. En partykeer is die first contact nie die change contact nie. Die change contact gebeur dalk eers die 6ste keer wat jy met die persoon gesels. En dis fine. Maar nou is ek op 'n punt waar soos mense begin met my praat en hulle sal nie eens weet van my show nie en hulle sal net oopmaak. Ja. En is soos Here, dankie, want ek weet nie, dis definitief nie ek nie. Dis 'n gawe. Dis 'n gift. Every good gift comes from God. Verstaan? Elke goeie gawe kom van God. So God het vir my hierdie gawe gegee dat mense net by my kan en dis kom ek dink hierdie werk. Ja. Want mense kan hier kom sit en hulle is gemaklik. Dalk nie aan die begin nie, maar so 5 minute in en ek het dit al so baie gekry wat mense vir my sê, ja, hulle was so nervous, maar hier 10 minute in toe is hulle so gemaklik en hulle kon net deel. Maar jy voel die Here se teenwoordigheid nie. Ja, maar dis ook wat ek sê, dis nie ek nie. Ja, dis die God, Here is it's him. En maar ja, dit is die ding is eintlik 'n lang storie kort is daar is 'n plek vir elke liewe stage of the journey. Is belangrik. Die fire moet daar wees. Dis nie detrimental vir die kingdom nie. Dis goed vir die kingdom. Maar is ook goed dat daai fire mature in 'n fire in waar soos Paulus Petrus hulle later net geloop het en hulle skare weer mense genees het. Dis nie dat hulle eers uitgegaan het om mense te heal nie, maar hulle was so mature in hulle journey en met hulle verhouding met God dat God se krag fisies deur hulle gevloei het. Verstaan, dit was soos waar hulle gaan het God hulle gebruik om mense se lewens te verander. En daai maturity moet plaasvind. 100%. Ek is nie die
radical 15-jarige wat ek Presies, was. Presies. Toe ek tot bekering gekom het, Ja. meen nie. Ek is Ja. bietjie meer mature, bietjie meer geestelike en emosionele maturity Ja. en dit moet gebeur. Ja. En dis weer daai punt van kry jou gemeente, kry jou jong mense wat jy oplei die regte opleiding. Want daai teachings, dis teachings ek kan nou vir jou sê, ek het ure. My ma het geweet, nê? Nee? 7 uur, ek sê nag. Hulle sien my nie weer nie. Gaan sit ek in my kamer met my Bybel en die beste ding vir 'n nie-gelowige is the Bible Project. Want is klomp video's en uitlegte van die woord en elke hoofstuk in die Bybel. 7 uur sê ek nag, dan sit ek. Dan Bible Project ek lees Bybel. Ek skryf preke op 15. Ek het geen platform gehad nie. Ek het net preke begin skryf wat was my van. En preke geskryf en dan bestudeer ek hoofstukke na hoofstuk na hoofstuk na hoofstuk in een aand. Totdat my pa 11 uur by my deur kom klop en sê ek weet jy's nog besig maar jy moet nou slaap, jy het skool môre. Verstaan jy, dit was dit jy kort daai opleiding. En jy het nou iets genoem van tradisie en daar's iets wat ek hou niks van tradisie nie. Niks nie. Daar's tradisie in 'n kerk lei na 'n wettige wandel. En dit is iets wat pastoor Steven Klaas in my geleer het, is daar's 'n wettige wandel is die grootste probleem in gemeentes. En ek wil bietjie daarop touch oor ouers wat uit 'n tradisionele gemeente uitkom. En ek het eintlik so 'n storie gehad wat ek toestemming gevra het of ek mag vertel. Ja. Daar's een girltjie wat sy was radical, maar sy was amazing. Nou ek was CSV voorsitter, so die Christelike alles Christelik in ons skool. Ek was die voorsitter daarvan by Montana. En sy wou net so graag ook CSV voorsitter gekry het en ek het toevallig gesê kom maar oor my vlerk. sien jy hoe werk die dinge, hoe werk dit met die departement en die onderwysers en so voort. En sy was radical. Sy was on fire en sy het toe ingeskakel by Shalom ook. Sy was in ons jeug en sy het net so liefde ontwikkel vir die Here. Dit was beautiful geweest. En sy het toe my PJJ training ontvang. Yes. En in daai opleiding is daar 'n hele hoofstuk, 'n hele module oor doop. Ja. En sy luister toe so en ek vra toe vir luister ek weer 'n geleentheid gee om gedoop te word as jy gedoop word. En sy kom na my toe en sy sê hoor ek wil so graag gedoop word. Soos ek voel dit gaan net verstaan. Ek kan net aflê wat ek wil aflê en ek kan net opstaan in Christus en verstaan ek wil hê mense moet weet ek is 'n kind van God. En ek sê vir haar shop, maar ek is gereed want wie gaan nou 'n kind stop om gedoop te word? Verstaan, ek is so gereed vir hierdie. En sy kom die Vrydag na in trane by my aan by die kerk en sy sê vir my luister ek mag nie doop nie. So. Ek sê vir haar maar wat bedoel jy? Sy sê nee, my ma is in 'n denominasie wat nie glo in doop nie en sy sê sy gaan my uitskop by die huis as ek gedoop word. So. En ek was nog so kwaad. Ek het 'n Facebook video gemaak waar ek gepraat het oor tradisie en gepraat het oor hoe sommige mense se perspektiewe oor die Bybel wat nie altyd akkuraat is nie. Ja. Hoe mense goed interpreteer, hoe mense grootgemaak word waar hulle nie toelaat vir basic ek wil net sê soos basic Christelike goed wat jy as 'n Christen moet doen want jy moet doop. Die woord sê dit. Die woord command, dit is 'n commandment. Waar jy nie dit toelaat nie. Jy laat nie daai vernuwing toe nie en sy was op die einde toe nie gedoop nie. So. En dit pla my tot vandag toe. En dit is een ding wat ek altyd sê, ouers maak probleemkinders groot. En goeie ouers maak goeie kinders groot. Jy is die voorbeeld vir jou kind. As jy lei met 'n voorbeeld, is jou kind baie makliker om te volg in jou voetstappe. En ek het 2 fenominale ouers gehad. Wel ja, ek het my ma lewe nog, my pa is ongelukkige jaar en 7 maande terug oorlede. Maar ek het amazing ouers gehad wat met so baie grace my hanteer het en so baie liefde. En dit was 'n voorbeeld waar ek nou kan sit en iemand kan vir my sê dit moord gepleeg en ek sal hom met grace en liefde hanteer. En verstaan, dis net hoe hulle my groot gemaak het. Om daai liefde te reflekteer. So 'n vraag wat ek altyd vir ouers vra is, hoe maak jy jou kinders groot met wat 'n voorbeeld? Want
'n ouer kan 'n vuur blus. Ja, 'n Ouer kan daai radical vuur blus. En ek sien dit keer op keer Of hulle kan en dit is feel, scary. dis die ding. en of hulle kan letterlik petrol op die vuur gooi en dit kan explode. En dis wat my ouers gedoen het. En soos byvoorbeeld 'n dom voorbeeld nou, ek onthou, ek was graad 11 in hierdie radical stage. En skool was net vir my, klag. Yes, weet jy? Ek het Moenie dit Julian kan dit uit. Nee, dis jonker. ek het fisies en wiskunde en ekonomie gehad en dit was nou net nie vir my favorite nie, maar ek kan nie eens so sê nie. En ek onthou een aand, ek sit by my pa en ek huil. En ek sê vir hom, Dada, val my net uit die skool uit. Vat my net uit die skool uit. Stuur my net Indonesië toe. Dat ek net vir mense kan vertel van Jesus. Ja. Ek is nie gemaak, wiskunde gaan my nie in die hemel kry nie. Het ek altyd vir my pa gesê. En dan sê hy net vir my, nee, dat die Here te hoor kinders, die Here te verantwoordelikheid vir jou gee om skool klaar te maak en hy het altyd so mooi met my gepraat, maar hy het nooit my vuur geblus en gesê dis 'n onmenslike droom. Jy gaan nie Indonesië toe kan gaan. Ja. Verstaan? Ja. Nee. Ja. Hy het nooit dit gedoen nie. En dit gaan alles oor hoe jou ouers reageer. En nou sit ek hier en ek het baie groot drome. Ek het groot drome wat skrik vir niks nie. En dis ook iets wat jong mense moet verstaan. Jou drome dis nie onmoontlik nie. Glad nie, dis glad nie onmoontlik nie. Nee, is ver van. So Ek love it. Ek dink is so cool. Ek dink is belangrik net ook vir jong mense om te besef dat moenie laat jou vuur doodgaan nie. Dis al wat ek wil hê. Soos die ding is, ek het toegelaat dat my vuur nie doodgaan nie, maar laat ek het hom baie verlang het ek hom ignore. En dit het veroorsaak. Dis amper soos as ek dit nou regtig prakties moet stel, is soos eintlik hierdie hele gesprek met opsom en wat ons nou gepraat het van die ouers. So die ouers kom en hulle pak die hout. Hulle bou hierdie voortrekker vuurtjie. Kom ons maak dit nou soos jy pakkie 2 houtjies. Hulle kan nie daai vuur aansteek nie, maar hulle pak die hout. Jy weet, hulle lê die fondasie van die vuur. Die Heilige Gees kom steek daai vuur aan. En hulle kan dan besluit of hulle hom, soos jy sê, hulle kan hom bietjie blus of hulle kan hom nog hout opgooi. ja. En die ding is as daai vuur aan is, niemand kan daai vuur doodmaak. Nee. Behalwe jouself. En ek wil hê mense moet dit besef, want jy kan God deny. En dit is amper daai ding waarvan die Bybel praat, daai sin against the Holy Spirit. Dis soos jy deny jou fire, jy deny dat God 'n werk in jou kom doen het. Ja. Dis amper daai ding van jy kies opsetlik om weg te draai van God af. En ek het dit vir 'n oomblik gedoen, dank Vader, my vuur het nie dood gegaan nie, maar vir 'n oomblik het ek net die wêreld gekies bo God. Nie gedink hy bestaan nie of enige so iets nie. Ek het net soos vir 'n oomblik het ek soos 'n detour gevat en my voete 'n paar keer gaan stamp so op die sypaadjies. En maar eintlik wat ek net vir die jong mense wil sê is moenie laat jou vuur doodgaan nie. En as die vuur verander, want dis al wat gebeur, die vuur verander net. Hy lyk net anders. Ja. Dis dieselfde vuur wat brand, dis dieselfde fire in jou. Jy gaan dalk nie meer so radical wees nie en soos sy nou gesê het, jy nou gesê het, jy is ook nie meer so radical soos wat jy was nie, maar jou radicalness het net verander in iets anders. Dis al, dis net dis dieselfde vuur. En ek wil net so graag hê mense moet dit besef, want baie mense skrik as hulle nie meer so amped is om vir mense te bid en so amped is om die gospel te share of so. Ek bedoel nie amped nie, maar heeltyd gereede soek om dit te doen, want dit is hoe ons almal was aan die begin. Ja. Jou fire verander net. Hoe hy lyk net bietjie anders. Die brand dis dieselfde vuur, hy lyk net bietjie anders. En ek dink is so belangrik soos daai ding wat jy gesê het van ouers, want ek dink hier's baie ouers wat hierdie show ook kyk en dit is so belangrik. En ek is 'n pa, ek het 3 kinders en ek fail vrek baie. Ek misluk so baie. En die Here is baie genadig met my. En hy praat baie met my, hy sê, ja, Adrian, jy kon dit nou beter hanteer. En so ek sê, ja, Here, ek weet, dankie. Ek het gefail, gee my net nog 'n kans. En dan die ding is jy kan altyd dit regmaak. Ek wil dit ook net vir ouers sê, jy kan dit regstel. Jy kan na jou kind toe gaan en julle is nou
julle is nou baie meer nog in die kindsituasie as wat jy dalk bietjie minder want jy's nou in die koshuis nê. Maar dit beteken baie vir 'n kind as jou ouers vir jou jammer sê as hulle 'n fout gemaak het. 100%. En ek wil dit graag sê 100%. want ek kan sien as ek na my kinders toe gaan en sê Jesus, ek's jammer. Ek het verkeerd opgetree, ek moes dit nie so hanteer het nie. Ek moes nie kwaad geword het, ek moes nie op jou geskree het nie. Ek moes nie dit gesê het nie, wat ook al dit is. Ek's jammer, ek gaan. Ja. Dis nie jy's nie weak nie. Jy's eintlik daar's strength in dit. Daar's eintlik krag 100%. in daai humbleness om te gaan sê ek's jammer, ek het 'n fout gemaak. Want in daai oomblik net daai ek's jammer, nê? Ja. Dit baie ouers dink hulle moet hierdie authority rol speel. En onthou, 'n ma en 'n pa het authority, verstaan? En dit moet so wees. Dit moet so wees because they have to lead with authority. Ja. Maar partykeer is dit net dis too much. En hulle wil hierdie idee af lê by hulle kinders van maar jy moet bang wees vir my want ek's jou pa. Jy moet bang wees vir my want ek's jou ma. En ek het hierdie reëls en ek het hierdie goed en so dat dit half jy sien nie meer jou ma en jou pa as mense nie. Maar as 'n ma en 'n pa kom en net sê wie ek's jammer, ek van verskoning. Dit bring net daai okay, maar my ma en my pa is ook net mense. Hulle maak ook foute. En dan sit nou weer jy maak 'n deur oop vir genade. Verstaan? So dis 'n baie belangrike ding en dit is iets wat min ouers verstaan. Is net luister, wees net mutual met jou kind amper as ek dit so kan sê. Wees net rustig, verstaan? Kom sê jammer. Kom wys jou humbleness. Wys dat jy om verskoning kan vra. Want weer eens, dis jou kind gaan ly. Nee, Dis jou kind 100%. gaan ly. Dis baie belangrik wat jy sê en ek dink dis regtig belangrik vir ouers om dit te besef. Want die ding is ons is nie perfek nie. Nee, as ek eers gaan begin praat oor onperfeksie. Nee, kyk dit wel dis ja, ek wil nie Ja. dit te lank ek wil nie veel langer praat nie. Ek dink ek moet jou terugnooi vir nog 'n episode Dit sal baie van wees. en dan gesels ons bietjie meer in detail oor alles want ek dink daar's 'n paar regtig 'n paar nice goed wat jy uitkom. En die ding is ek dink ons kan dalk net op die ouer punt kan ons sluit op hierdie noot is ons het authority, jy's reg. Ja. Maar mense moet besef daai authority is iets wat gegee is. Dis nie iets wat jy dis iets wat jy ontvang het van God af. En God kan daai authority van jou wegvat. Ja. Daar's hoeveel mense wat ek ken wat se kinders nie met hulle praat nie, wat geen verhouding het met hulle kinders nie. Dit beteken hulle het hulle authority verloor. Ja. En authority is nie noodwendig 'n plek, 'n ding wat uit vrees uitkom nie. Dit is 'n ding wat authority is given. Dis die eerste ding, besef dit. Authority is given. It's not earned, it's given. Ja. Iemand moet vir jou autoriteit gee. As jy 'n leier is van ietsie, het iemand vir jou daai autoriteit gegee om leierskap te vat oor daai ding. Ja. Of God het dit vir jou gegee. En dis dieselfde met 'n hoofpastoor en 'n pastoor en 'n jeugpastoor en 'n selleier. Ja. Dis alles authority that has been given. So moenie jou authority misbruik nie. Koester dit. En as jy faithful is met dit, gaan God jou meer authority gee. Ja. En dalk nie. Dalk bly vir die res van jou lewe selleier, maar as dit jou rol is, dan is dit jou rol. Dis jou rol. Jessica, het jy nog 'n laaste gedagte wat jy wil deel? Ek wil eintlik net elke persoon daar buite aanmoedig dat begin jou vuur en hou aan bou op jou vuur. Verstaan, as jy in 'n seisoen van droogheid is, as jy in 'n seisoen is waar soos wat jy gesê het, 13 jaar, 'n moeilike seisoen is, al wat jy moet doen is dra net weer jou aangesig na God toe en vra hom om sy aangesig na jou toe te draai. En dis nooit te laat nie. Jy's nooit te ver weg nie. Verstaan, vir ouers, vir jong mense, vir hoofpastore, vir wie ook al nou luister, jy's nooit te ver weg nie. Daar's altyd 'n plek vir change. En dis my laaste ding. Amen. Love it. Ja. Mic drop. Boom. Boom. Julle, ek hoop julle het die chat geniet. Ek dink dit was cool en was vir my 'n breath of fresh air gewees. Dink jy is seker die jongste persoon wat ek nog Oh my goodness. op die show gehad Ek voel het. geëerd. Julian was al die jongste vir 'n rukkie. Ja. Jy het nou sy mantel kom vat. Sorry.
Nee, maar dit was regtig lekker om jou hier te hê. Ek het dit Baie regtig dankie. geniet en it's amazing ja, net weer eens vir my 'n getuienis van die Here kan enigiemand gebruik. So. En enige ouderdom, enige geslag, dit maak nie saak nie. Rut, Dawid, Ja. hulle albei het 'n massive impak in die kingdom gehad en in die Bybel gehad en te verstaan soos ons moet net toelaat dat God is. Dis al. Yes, presies. Soos hy Laat God net God wees. Dis het. Laat hy dit nie doen. Hy kan doen wat hy wil doen. Ons moet net we're just along for the ride. Een van my gunsteling skrywers het altyd gesê hy is net bly hy kan 'n karakter in God se storie wees. So. Dis nie sy storie nie. So that's beautiful. En hy het daai quote gebruik van ek dink is Howard Thurman wat gesê het we are all trees in the story of a forest. What the story of the forest is much greater than the story of the tree. Sure. En dit is vir my so 'n ding wat altyd by my stiek is. It's not about me. It's not about you. It's not about Julian. It's not about anyone. Ja. It's about God. Ja. Dis waaroor dit gaan. Dit gaan oor die storie van die woud. Ons is net 'n boom in die woud. Ons Ja. is net 'n karakter in die storie. Speel jou rol. Speel dit so goed soos wat jy kan. En laat God toe om die res te doen. Ja. Amen. Dankie. Ja. Dankie julle dat julle ingeskakel het. Ons sien julle in die volgende ene. Totsiens. Bye.